om nou hierdie ding bietjie mooi saam te vat. Daai sirkel wat daar is, verteenwoordig die aarde, en dit verteenwoordig 'n tydlyn ook nou maar sommer. Daar is die begin staan Eden. So dit is daar in die begin waar God vir Adam en Eva gemaak het, en hulle in die tuin van Eden gesit. Perfek. Onthou jy lekker laas keer met julle gepraat oor die dispensasies ook. En daar in die tuin van Eden was 'n goeie tyd gewees. Dis die dispensasie van onskuld, en hulle het so met God gewandel, hulle het nie sonde gehad, dit is perfek gewees. Nou die Bybel is baie duidelik. Hy praat van die hemel, maar hy praat nie net van enkelvoud hemel, hy praat van meervoud hemele. As jy daar in 2 Korintiërs 12 vers 2 lees, praat hy van Paulus en sê, ek weet van iemand wat weggeruk is tot in die 3de hemel. So die 3de hemel, dit beteken daar is meer as een hemel. Gelees baie keer in die Bybel, sal hy praat van die hemele. Hy praat van die aarde, enkelvoud, maar hy praat van hemele. Okay, so daar's 3 waarvan ons weet, wat die Bybel van ons sê. Hy praat van, in Lukas 23 vers 43, die paradys. Dis toe Jesus aan die kruis is, en hy sê vir hy misdadiger, vandag gaan jy so met my in die paradys wees. Dan sê hy in Openbaring 4, lees ons dat God se troon is in die hemel. Johannes skryf, en hy sê, ek het die hemel geopen gesien, en die troon van God in die hemel gesien. So ons weet daar in die hemel is daar 'n troonkamer, en ons weet ons 'n bruilofsaal. En in Openbaring 19 lees ons van almal wat weggevoer is, en ons bruilof gaan nou in die hemel. So jy kan dit in die eie tyd gaan lees. So ons weet van daai drie. Miskien is daar ook nog meer. Maar ja, die Bybel is duidelik oor daai. So ons weet die hemel is meervoud. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Hier in die aarde, dis nou waar ons by die hel gedeelte kom, of die bad plek. As ons gaan lees daar in Lukas 16 vers 19 tot 31, gaan dit nie nou vir julle lees nie, dis van Lazarus en die ryk man. En ons sien dat hierdie twee het gesterf, en die een het gegaan na die boesem van Abraham toe. Die nuwe vertaling praat van 'n ereplek langs Abraham. So ons ou vertaling praat van die boesem van Abraham, dit klink 'n bietjie weird, maar die ereplek by Abraham is eintlik al 'n bietjie beter beskrywing daarvan. So die doderyk, of die afgrond, lees daarvan in Lukas 16, ook in Esegiel 26 sien ons dat dit is af in die aarde in. Die doderyk, die plek van dood, die afgrond, is af onder toe. So, onder jou voete af onder toe, dit is waar die doderyk, waar die afgrond is. Net gou vir julle sê, daarso is 'n Griekse woord vir die doderyk, daai gedeelte. En dit is die woord Hades, en die Engelse verduideliking daarvan is the place or the state of departed souls, of the grave. So daai is, as ons praat van die graf, is dit daai gedeelte. Okay, so, nou, kom ons kyk 'n bietjie hierso. In die Ou Testament, voordat Jesus gekom het daar mense gesterf. Die mense wat gelowig was, het hier na daai ereplek langs Abraham toe gaan, die boesem van Abraham, whatever you want to call it. Dan sê die Bybel daar in Lukas 16, daar's 'n groot kloof, sodat die wat van daar af as soontoe wil gaan, kan nie oorgaan nie, en die wat van daai kant af is, die kant nie wil oorgaan nie. So in die Ou Testament, die mense wat gesterf het, die gelowiges, Dawid en Daniël en Salomo en al die ouens wat kinders van die Here, wel, dit is nie kinders nie, as diensknegte van die Here, maar die mense wat gesterf het, is na daai gedeelte toe. Lazarus, waarvan ons lees in Lukas 16, hy is in daai gedeelte. En dan aan die ander kant, hulle kan mekaar sien. So dis dieselfde plek, maar ons 'n kloof tussenin. Die mense aan hierdie kant waar die vlam gedeelte is, of die hel gedeelte wat ons as hel ken, dis die mense in die Ou Testament wat nie die Here wil gedien het nie. Dis Goliat, hy's daar, Farao, toe hy daar in die see versuip het, met al sy manskappe, hulle is in daai gedeelte, die bad gedeelte. Nou, net vir julle sê, hierdie prentjie is nie op skaal geteken nie, daai gedeelte moet actually baie groter wees, okay, want daar's baie meer mense in daai gedeelte. So die mense in die Ou Testament wat gesterf het, is na een van daai twee plekke toe. Daai gedeelte, daai slegte gedeelte in die hel, daai vlamgedeelte, is die Griekse woord Tartaros, en dit beteken the deepest abyss of Hades, so die slegste gedeelte, en dit sê, dit is verwys na eternal torment toe. Het jy al gelees in die Bybel, dan praat hulle, veral as jy plekke soos Job en so aan gelees, dan sê hulle, ek daal af na die doderyk toe, of ek word met my vaders versamel onder in die doderyk. So, dit is hierdie gedeelte, as jy gelowige was, jy soen toe, en die bad ouens is na daai kant toe. So, dit is maklik om dit te verstaan, hè. Daar is nog 'n plek, en dit staan bekend as die bodemlose put. Die naam bodemlose put kom nie regtig in ons Bybel voor nie. Bottomless pit kom in die Engelse Bybel voor. Okay, so in ons Bybel praat baie keer van die put, of die diepte, of sulke woorde wat gebruik word daarvoor. Daai
daai put, daai plek, die bodemlose put, dit staan die woorde abyssos, ek hoop ek spreek dit reg uit, ek is nou nie 'n Grieks kenner nie, maar abyssos, en dit is waar ons die woord abyss vandaan kom, die Engelse woord abyss, en dit beteken diep, the pit. Okay, so met ander woorde, jy die doderyk, daai hele plek is die doderyk, jy die goeie gedeelte waar die gelowiges toe gaan het, die slegte gedeelte waar die bad ouens gegaan het, dan kry jy die bodemlose put. Hy is nog dieper af, hy is bodemloos, hy hou aan, jy wil nie so toe gaan nie, okay. Nou, kom ons kyk 'n bietjie verder. Toe kom Jesus, nou onthou ek het nou gesê so tydlyn ook, so daar is Eden, hier is die Ou Testament, toe kom Jesus, en hy sterf aan die kruis, en daar gebeur 'n interessante ding, as jy daai gedeeltes gaan lees, Jesus gaan, en die Bybel sê vir ons in 1 Petrus 4:6, dat hy het afgegaan in die doderyk in. En hy het nie net daar gebly nie, hy het vir ons gaan preek, maar hy het nog verder gegaan. 1 Petrus 3:18 tot 22 sê, hy het gegaan en hy het vir die ouens gaan preek. Hy het vir daai engele, as jy gaan lees in Genesis 6, sal jy sien daar het engele gekom en hulle het met die vrouens op die aarde het hulle kinders gemaak. En die Here het gegaan en hy het hulle in daai bodemlose put gaan toemaak. En Jesus het afgaan tot in daai gedeelte, hy het vir hulle gaan preek daarsom. En toe 3 dae later, toe kom hy. So Jesus het die roundtrip gedoen. En hy is die enigste een wat kan reg gekry het. Hy het afgegaan in die doderyk in. Hy het daar verby gaan na die bodemlose put toe. En van daar af het hy opgekom boontoe. En 40 dae later toe vaar hy op hemel toe en toe is hy daar bo in die hemel. Okay. Ek hoop dit maak vir julle, ek hoop nie ek confuse julle nou te veel nie, maar dit is regtig nodig hierdie inligting. So dis wat Jesus nou gedoen het. Okay. Dan as ons gelees in Openbaring 9, net vir dit bespreek ek in die eindtyd reeks. Daar wanneer Jesus ons klaar kom haal het, en ons is in die paradys, daar in die bruilofsaal besig om bruilof te hou, aan die einde, wanneer hy ons kom haal het, dan gaan God sy toorn uitstort op die aarde, en een van die goed wat gebeur in Openbaring 9, is 'n ster wat uit die hemel val, en hierdie bodemlose put gaan oop, en daar kom sulke gedrogte uit, ek weet nie of julle dit al gelees het nie, like so sprinkane met sulke angels, iets uit 'n science fiction movie uit, maar anyway, die goeders kom daar uit, okay, maar gelees dit in die eie tyd. So dis dan nou wat daar gebeur. Nou, wat gebeur nou? Nou is ons in die Nuwe Testament. So vandat Jesus gesterf het aan die kruis, totdat hy ons kom haal, is ons op hierdie aarde. En daar gebeur 2 dinge. Die mense wat nie hulle saak met die Here regmaak nie, daai ouens wat niks met die Here uit te waai wil hê nie, daai mense wat vandag leef na die kruis, en hulle draai hulle rug op die Here, hulle gaan na hierdie gedeelte toe, die vlamgedeelte, die bad gedeelte in die doderyk. Hulle gaan in daai plek en hulle gaan wag daarso. Die van ons wat jou lewe vir die Here gee, gaan daar na die paradys gedeelte toe. Okay. So dit is wat basies gebeur. So as jy vandag sterf, dan gaan jy hemel toe in 'n oomblik, in 'n oogwink, dan is jy daar by Jesus in die paradys. En daar's mense wat vir jou wag en almal is gelukkig en dit lyk gesond en dit is eintlik 'n awesome plek om na toe te gaan. Maar die ouens, hulle is in die vlam gedeelte, hulle is in die hel gedeelte. Soos 'n verskriklike plek. Iemand sê nou vir my dat heel interessant in daai gedeelte in Lukas 16 waar Lazarus en die ryk man met mekaar kommunikeer. Dan sê die ryk man, stuur vir Lazarus van daar af na my mense toe. Hy het nie van daar af gegaan nie. So as jy in daai gedeelte is, kan jy nie uitkom nie. Heel interessant. Die ouens in daai gedeelte kon ook opgestaan het. Onthou julle toe Jesus gesterf het aan die kruis, toe gaan die grafte oop en daar het gelowiges rondgeloop. Hulle het uit daai gedeelte uitgekom. So van daai plek af kan jy uitkom boontoe. Maar as jy daar is, daar's 'n non-return valve op daai plek. Jy gaan nie terugkom nie. Alright. So daar kan jy uitgaan. Alright. Net so 'n bietjie interessante enetjie op daai ene. Nou is daar nog 'n plek. En dis nou die finale plek. En dit is die poel van vuur. Nou hierdie poel van vuur, dis die plek wat brand. Dis die finale plek, die beste plek waar ek kan wees. Nou, die Bybel praat baie van hulle. Nou, die eerste plek is Openbaring 19 vers 20. Die eerste ouens wat in die poel van vuur gewerp word, nie in die hel nie, die poel van vuur, is die Antichrist en die valse profeet. Ons lees dit in Openbaring 19 vers 20. Dis wel vir daai Antichrist en valse profeet. Hulle is die eerste 2 wat daaraan gaan wees. Dan gaan die Satan in die afgrond gebind word vir 1000 jaar lank. Nou, of dit nou daai gedeelte is, en of dit daai gedeelte is, die Bybel is nie presies duidelik nie. Ek persoonlik dink dit is in daai gedeelte waar die duiwel gebind gaan wees vir 1000 jaar. Daaronder. Hy sê, hy het die engel neergedaal, en hy het die duiwel gegryp en 1000 jaar in die afgrond toegesluit.
Dan na die 1000 jaar volëindig is, dan, ons lees daarvan in Openbaring 20 vers 10, gaan die Satan losgelaat word terug op die aarde, en hy gaan dan eventually in die poel van vuur opeindig. En in die laaste plek, Openbaring 20 vers 14, is die dood en die doderyk. So, wat gebeur hierso? Ek persoonlik glo, die Bybel praat in Openbaring 21 en Openbaring 22 praat hy van die nuwe hemel en 'n nuwe aarde en God wat hier op die aarde kom woon. Nou God kan nie heiliglik op hierdie aarde woon waarop ons nou is nie. Hoekom nie? Want hierdie aarde is vervloek. Hier's 'n vloek op hierdie aarde as gevolg van die sondeval. Hier's bloed, hier's gemors op hierdie aarde. So God kan nie, hy's te heilig om op hierdie aarde te leef. So hierdie hele plek moet herskep word. En ek glo dat hierdie hele planeet aarde, wanneer ons voor die troon gestaan, gaan in daai plek ingaan. En God gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Okay, ek hoop dit maak vir julle sin.